Goeiedag familie, dankie dat jy weer vanoggend saam met ons inskakel van my pastoor Caleb. Dit is so lekker om jou vandag in die wonderlike naam van Jesus te verwelkom. Nou vandag wil ek saam met jou stil staan by 'n kragtige waarheid. Jou getuienis het invloed. Dit dra die klank van geloof, selfs wanneer dinge moeilik lyk. Nou, die realiteit is, ons almal ervaar oomblikke waarin dit makliker is om stil te bly of om dalk net te kla. Maar God se woord herinner ons dat ons stories van sy werk moet praat. Want jou getuienis dra sy oorwinning uit na die wêreld rondom jou. Hoor wat sê Markus 11 vers 22 tot 23. Dit sê: Jesus sê te hulle: julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, gaan val in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat dit sal gebeur wat hy sê, sal kry wat hy sê. Jou getuienis is nie 'n herinnering aan wat gebeur het nie. Dis 'n kragtige verklaring van wat God kan doen. En wanneer jy jou verhaal vertel, selfs al is dit 'n klein of eenvoudige dingetjie, bevestig jy die waarheid van sy werk. Jy wys nie net dat jy oorwin het nie, jy inspireer ook ander om te glo, met dieselfde geloof wat jy gedoen het. Want Jesus sê dat geloof nie stil bly nie. Hy sê elkeen wat vir hierdie berg sê en glo, sal kry wat hy sê. Jou getuienis werk op dieselfde beginsel. Wanneer jy getuig van hoe God jou gered het, hoe hy jou versoek gehoor het, hoe hy jou pad verlig het, dan praat jy nie net oor jou verlede nie. Nee, jy verklaar die krag van God vir vandag en vir môre. En elke gelowige het dinge beleef wat ander dalk nie sal verstaan nie. Ons weet dit. Ons lyding, ons struikelblokke, ons wonderwerke lyk anders. En dit is die berg wat jy aan die Here kan vertel om te skuif. En wanneer jy jou getuienis hardop verklaar, familie, spreek jy geloof en nie twyfel nie. Jy erken dat dit wat jy gesien het nie toevallig was nie, maar 'n bewys is van God se oorwinning. Om jou getuienis met geloof te spreek, te deel, beteken dat jy nie net jou eie verhaal deel nie, maar ook deelneem aan die groter stryd teen die twyfel en vrees. Jy laat anders sien dat God nie net by jou teenwoordig is nie, maar ook in die oomblikke wat jy self nie kon beheer neem nie, was hy daar. Jou woorde word 'n krag wat vrees stil maak en geloof bou. En net soos die disippels gesien het dat Jesus die vrye boom verdor het nadat Jesus sy krag verklaar het, sien mense die krag van God in jou lewe as jy getuig. Jou getuienis, familie, laat dit duidelik word. God werk en sy beloftes is waar. So wil jy vandag vra, hoe klink jou getuienis wanneer jy dit hardop aan iemand vertel? Praat jy van jou oorwinning in geloof? Of bly jy stil uit vrees of omdat jy twyfel oor hoe dit gaan klink? En waar kan jy hierdie week, waar kan jy vandag jou getuienis deel om iemand anders se geloof te versterk? Familie, jou getuienis is 'n klank van geloof wat die wêreld om jou raak. En wanneer jy getuig, wanneer jy praat, wanneer jy jou storie deel, praat jy nie net van wat God vir jou gedoen het nie, jy verklaar sy oorwinning en sy krag oor ander se lewens. So praat soos iemand wat nie net gesien het nie, maar ook geglo het. God het my gehelp en hy kan dieselfde vir jou doen. Kom ons bid saam. Here, hierdie kragtige gedeelte in Markus, Here, herinner ons vandag van wat U kan doen. Wat U kan doen wanneer ons glo, wanneer ons geloof het, Here. En daar's stories vandag van mense wat dit al ervaar het. Here, ek weet in my eie lewe het ek dit al gesien. Gee ons vandag die moed om daai stories te deel, daai stories van geloof met mekaar te deel, sodat ons mekaar kan inspireer om met dieselfde geloof op te tree. Here, lei ons vandag om werklik net bewus te wees van U krag in ons lewens en hoe U kragtig kan werk mits ons vertrou in U. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike Dinsdag verder. Ek sien jou môre.